Die buffelbil van Inyatikulu, episode 18. Luka het gesê hulle ry 5 uur. Larry se wekker is gestel vir 4:30. Sy het gisterand reeds 'n naweeksak gepak. Hulle gaan blykbaar net vir een aand uit wees. Nou hoor sy stemme op die stoep van die huisie reg langs haar. Dit is Dirk en Luka wat praat, of liewer, Luka wat verduidelik en Dirk wat blykbaar luister. Dirk, ons gaan een aand uit wees. Ek beloof vir jou, dit is net vriendskap. Aparte kamers waar ons ook al gaan, niks gaan gebeur nie. As ek nie geweet het dat Larry graag sal wil saamry terwille van haar YouTube kanaal nie, het ek haar beslis nie eens gevra om saam te ry nie. Dirk vra uiteindelik, en jy is doodseker dit is al, Luka? Ja, net dit, Dirk. Ek dink nie eens in terme van enigiets anders nie. Stroe as cookies, Nyannie Scopella, cross my heart and hope to die. Ek bedoel, dit is nie asof ek kan haar dink as 'n vrou nie. Maar ek sal absoluut niks doen om Larry enige skade te berokken nie. Of iets wat nie jou goedkeuring sal wegdra nie. Regtig nie. Luka, moenie dit vir my sê nie, sê dit vir Larry. En daar bars Dirk uit van die lag. Luka, Larry is 'n volwasse vrou. 35 jaar lank skryf ek nie aan haar voor hoe sy haar lewe moet lei nie. Ek gaan dit ook nie nou begin doen nie. Waar vir jou aan die ander kant? Wat, Dirk, vra hy angstig. Dit is miskien nie die soort gesprek wat mens oor 'n eerste koppie koffie in die oggend moet maak nie. Dirk se stem raak sag en Larry stap na die venster en spits haar oor om af te luister. Luka, jy het vir my geword soos die seun wat ek nooit gehad het nie. Een van my eie kinders. Dalk selfs nader aan my as die ander 2 meisiekinders daar in Australië. Maar ek waarsku jou, Larry is die appel van my oog. Ek kan net dink, stem Luka saam en Larry krimp so half in een. Miskien moet sy wegstaan, ophou afluister. Sy wil nie regtig hoor hoe sag die plek is wat haar pa vir haar voel nie. Dit laat haar skuldig voel. Teenoor haar sissies, maar veral teenoor Dirk, omdat sy hom vir soveel jare 'n bietjie afgeskeep het. Maar sy hoor tog Dirk se waarskuwende woorde. Beloof my net een ding, Luka. Jy gaan nie met haar mors nie. En jy klim nie saam met Larry in die bed net vir die pret daarvan nie. Vir een nagse vermaak nie. Daar is genoeg ander speelmaats om daardie rol in jou lewe te vervul. As jy haar vir jou vat, moet dit wees omdat jy vir haar omgee. En daar gaan die wekker van die selfoon reg agter Larry af en sy spring geskok om, stamp teen die bedkassie en druk dit dood. Sy skakel die ketel aan en stap om die krane van die stort oop te draai. Daarna stap sy onder die water in, smeer seep, shampoo haar hare, spoel af. 10 minute later droog sy af, trek aan en smeer onderlaag en 'n paar streepies op haar gesig. Sy maak 'n halwe bekertjie koffie vir haarself om nou te drink en 'n fles vol koffie vir die pad. Daarna stap sy met haar naweeksak, handsak, kamera toerusting en sop nat hare by haar huisie uit. Dit is 5:10. Op die stoep langs aan vlieg Dirk en Luka gelyk op. Nie vir 1 sekonde lyk dit asof daar 20 minute gelede 'n besondere diep gesprek tussen hulle 2 plaasgevind het nie. Luka besluit om deur die wildtuin te ry tot by die Malalaan hek. Dit was nie nodig om by 'n amptelike hek in te gang aan die kant nie. Hy's 'n veearts. Veearts Willemse doen heel wat kontraktuele werk, saam met Sandparke se amptenare ook. So hy ry orals, hy ken al die paaie. En daar is geen haas om aan die kant uit te kom nie. Zak het gesê, Goggie, die etermago wat hulle moet gaan haal, drink nog bottel. En mense op die dorp se groep dra mure in alle vorms en neste aan.
Intussen is daar op die aarde niks wat vir Luka Willemse meer vreugde kan verskaf as om vir Larry Sullivan dop te hou wanneer hulle op iets spesiaal af te kom nie. 'n hyena ma wat vroegoggend besluit het om haar kleingoed na 'n ander den te verskuif en 3 of 4 ander wyfies van die pak wat die reis meemaak. Iets moes hulle daar by die den versteur het, vertel Luka, terwyl hy geduldig wag dat Larry haar filmpie maak. Dalk 'n luiperd wat die wegsteekplek ontdek het. Dit gebeur mos oor en weer, ontdek die hyenas 'n luiperd se welpies, maak hulle ook die ou diertjies voor die voet dood. Terwyl hulle wag om te sien wat die angstige vlug van die hyenas veroorsaak het, skink Larry vir hulle elkeen 'n bekertjie koffie. Dit is koel buite en die ruite stoom wit toe. 2 mense in 'n intieme kokon in 'n wye wildernis-oseaan, intiem, spesiaal. Ergerlik drink Luka sy laaste bietjie koffie. Hy moet nie nou gaan staan en digterlik raak nie, want dit is gewoonlik die eerste tekens van 'n vlaag verliefdheid wat nie mag nie. Behalwe dat hy vanoggend plegtig vir Dirk beloof het, dat hy nie met Larry gaan mors nie, tensy hy 'n pad met haar wil stap nie, het hy in elk geval geen planne om ernstig te raak nie met haar of met enige vrou nie. Hy kon nogal planne gemaak het om haar vir 1 keer in die bed te kry, want hemel, lyk sy seksie met haar denim langbroek en wit T-hempie wat so oor daardie borsie span. Volwassenes wat saamstem oor 'n aand of 'n uur van pret. Sy lyf hou van daardie gedagte en hy moet dit met geweld uit sy kop verban. Ja, ek en jy is een en dieselfde ou kerel, kom het by hom op, toe 'n olifantbul in volle mast net daarna agter 'n boom uitstap en hulle maklik 100 meter terugdryf in die rigting waar hulle vandaan kom. Skoon bedonderd, want die antie is buite sy bereik. Wanneer die groot grys hulle uiteindelik laat verbykom, is Luka op sy hoede. Die bosse raak nogal ryg waar hulle nou ry. Troppe olifante kan 1 meter van die pad af staan en agter 'n klein bossie wegraak. Luka gebruik sy radio om met veldwagters en natuurbestuurders van die omgewing te kommunikeer. Hy maak seker dat die paaie waarop hulle beland begaanbaar is. Hulle wil ook hoor of daar enigiets spesiaal en buitengewoon in die omgewing is wat hy vir Larry kan wys. Om en by 9 uur ry hulle by Skukuza ruskamp in vir 'n dringende badkamerbesoek na die koffie en dan wil Luka vir Larry ontbyt koop. Hy wil saam met haar onder die grasdakke daar onder die jakkalsbessieboom gaan sit en oor die Sabi rivier uitkyk. Of liewer weer eens, hy wil haar laat uitkyk en dan wil hy vir haar kyk. Hy het niks beloof oor kyk nie. Kyk is nie vat nie. As hy lus het, mag hy vir haar kyk. Dirk kan hom nie keer nie. Een van die Sanparke manne, 'n ou met die naam van Anderson, herken hom waar hulle later by 'n tafel sit, elkeen met 'n groot bord spek en eiers voor hulle. Dit is nou lekker om jou te sien, Luka. Is julle baie haastig? Ons is nou net op pad na Lake Panic. Iemand het pas kom rapporteer dat daar 'n luiperd is wat die toeriste by die uitkykplek ongemaklik maak. Jy weet, luiperds is op hulle beste nie juis onderdanig nie, maar dit klink asof die knaap by iemand in die kar wou spring. Nou waar is julle amptelike huidige veearts? Vra Luka. Hoe moet ek weet? Hy antwoord alweer nie sy selfoon nie. Wat het jy alles nodig om die knaap te gaan verdoof, laat ons kyk wat is verkeerd? Nee, niks nie, ek het alles op my bakkie. Luka sit sy mes en vurk neer. Sy bord is leeg en sy vrugtesap kan hy toeskroef, maar Larry se bord is nog byna vol en sy het skaars aan haar tee geraak. Maar daar sit sy ook haar mes en vurk neer. Is reg, ons kan gaan. Nee, eet klaar, keer Anderson. Ek moet eers 'n paar van my kollegas gaan bymekaar maak vir die uitstappie, en ek wil nie dat julle voor ons daar aankom nie, en moet niks sonder ons doen nie. Larry eet nog 3 happies, toe sit sy haar spek en laaste eier op 'n roosterbroodjie en neem 3 slukke van haar tee.
kamerasak oor haar skouer, handsak in een hand en die spek en eierbroodjie in die ander, vlieg sy swaar gewapen uit haar sitplek op. Luka glimlag maar net, toe hy haar van haar kamerasak verlos en begin aanstap na sy bakkie toe. Sy sal nog uitvind dat 'n bosveearts se lewe nooit lank vooruit beplan kan word nie. Chaos wag hulle by Lake Panic in. Mense sit in hulle karre. Die kwekery se personeel is ook met hulle voertuie daar, om mense te waarsku dat daar 'n omgekrapte luiperd in die omtrek is. En jy bly net hier in die bakkie, maak nie saak wat gebeur nie, Larry, beloof my, preek Luka en klim uit. Hy maak sy bakkie agteroop en haal sy pylgeweer uit. Hy trek die hoeveelheid verdowing op en gaan wag weer in die bakkie dat Sandparke se mense daar aankom, terwyl sy oë die bosse rondom hulle fyn kam. Waar het julle hom laas gesien? Vra hy vir die mense wat langs hulle in 'n kar wag. Hy wens hy kan vir hulle vra om te ry, maar hy is nie 'n amptelike Sandparke amptenaar nie, hy is net geaffilieer. Reg langs die paleheining, toe ons teruggestap het kar toe, verduidelik die vrou in die passasierssitplek en laat Sakka ry. Ons het gedink dat hy wegbeweeg het, maar toe ons by die hek uitkom, hoor ons net hoe iemand skree, en toe is dit net 'n grys streep, soos wat die luiperd op hom afspring, terwyl hy op sy kar uitklim. Dit was so naby. Kon julle sien of die luiperd enige beserings het? Ja, daar was bloed aan sy gesig en nek. My man dink dat daar dalk iewers 'n stryk om hom is. Ja, die verduiwelse strikke. Dit kan nogal sin maak, brom Luka onderlangs teenoor Larry, waarna hy vir die ou langsaan weer vra. Is daar nog enige mense in die skuiling? Jep, daar was 'n dame met 'n piknikmandjie en 'n voelboek en 2 ouens met sulke lang kameralense. Ons het geskree dat hier 'n luiperd hier buite is, dat hulle moet oppas as hulle uitstap. Maar daar was geen antwoord nie. Maar jy weet nou, so gaan dit as iemand met kameras daar sit. Hulle is so verdiep in wat hulle doen, hoor en sien kan om hulle vergaan. En hulle raas nie, waarskynlik geïrriteerd met die geraas en lawaai wat hier buite gebeur. Geraas wat onder normale omstandighede sal maak dat enige wilde diere kan pad gee, behalwe as daar iets verkeerd is met hierdie luiperd. Net toe ry die amptenare in en Luka klim uit. Die man is gewapen en Luka hoop in die stilligheid dat dit nie nodig gaan wees om een skoot met lewendige ammunisie af te vuur nie. Daar is blykbaar nog mense in die hide, praat hy met Anderson. Miskien moet ons hulle eers daar gaan uithaal. Jy weet hoe maak 'n luiperd wat skrik, hy val aan. Hy vra sy manne om die mense wat hier in die karre rondsit en wag vir aksie om hulle hier weg te kry. Hulle is maar traag om te gaan, veral toe iemand gil in die pale gang wat na die houtskuiling toe lei. Die persoon skree, hy's net hier buite en hy probeer hierin kom. Anderson en 2 van sy manne stap met 'n wye draaiveld in. Die dam daarvoor is redelik vol. Daar is dus 3 ontsnaproetes vir die luiperd. Velden, onder deur die houtstruktuur van die hut of langs die loopgang af, tot waar Luka nou stadig vorentoe begin beweeg. Dit is nie die eerste keer dat hy 'n beseerde luiperd gaan daard nie, maar die veld hier is ruig na die reën. Hy voel hoe sy hartklop in sy bors op 'n pas wegspring. Sy asem effens begin jaag, terwyl sweet nou in straaltjies langs sy gesig, nek en rug afloop. Hy weet sy kakiehemp is sopnat en dit is nie net van die laafveld hitte nie. Hy is nie bang nie regtig nie, maar adrenalien het net 'n manier om homself in sy lyf in te skop. En toe gebeur dit, daardie weerligstraal geel blits wat langs die heining wegspring. Eers veld en mik, net toe die 2 ouens tussen die bosse verskyn, met Anderson aan hulle regterkant. Luka lig hy geweer, mik deur die visier en wag om seker te maak met die skoot. Hy trek sneller en die daad steek die luiperd in die bout. Maar die dier swenk en mik om verder veld in te draai.
Een van die veldwagters lig sy geweer ook nou. Wanneer die skoot voor die luiperd klap, draai die dier nog 'n keer om en die keer is Luka die enigste persoon in sy pad. Die luiperd raap homself op en spring. En al wat Luka kan doen, is om die pylgeweer so te hou, dat die dier nie sy nek en gesig met die tande en naels kan bykom nie. Maar die slag met die afkom aarde toe is steeds een wat die wind en asem uit sy lyf pars. Agter hom hoor hy Larry se gil en dink, ag nee, verflaks. Sy het hom seker uitgeklim met daai verflakste videokamera van haar en nou is sy hier naby. En Luka hoop en bid dat die luiperd verkieslik net hier bo op hom moet besig bly as hy op 'n laaste wraakvernietigingstog is en dat hy nie moet opspring om na 'n volgende slagoffer te gaan soek nie. Want daai een is nou met 'n videokamera hier naby hulle. Dit speel alles hier reg voor Larry af. Luka het vir haar gesê, bly in die bakkie, hou die ruite toe, en dit was absoluut die plan. Sy was heeltemal tevrede om haar video deur die voorste ruit van die bakkie te neem, maar toe gil iemand en sy maak die deur net effens oop om te kan hoor, en toe sy weer voel, raak haar voete aan die grond en staan sy langs die bakkie. Op daardie stadium is 2 ouens veld in om te sien waarheen die luiperd wegraak, en Anderson hier naby ook, tussen die bome. En Luka het stadig rondom die pale heining buite sig begin beweeg, wat natuurlik gemaak het dat Larry se voete haar ewe ongehoorsaam verskuif het na waar sy beter kan sien, waarna daar absolute pandemonium losbrand met 'n vasgekeerde, gekolde kat, wat 'n ontsnaproete soek en nie een kry nie. Stof, sand en 'n dowwe plofgeluid, soos wat 2 lywe met mekaar kennis maak en saam grond toe gaan. Meer stof soos wat hulle stoei, een wat wil wegkom en een wat wil aanval en doodmaak. Ja, inderdaad, 'n geveg om lewe en dood. Mense wat uitroep, een van daardie mense is sy wat Larry is. Sy kreet sy naam uit, Luka, hemel, help. Haar kamera hang nou los om haar nek. Sy probeer agterkom wat gebeur daar voor haar. Sy weet daar was 'n skoot van hulle linkerkant af en sy vermoed dat Luka ook 'n skoot met die pylgeweer afgetrek het. En toe sak die stof uiteindelik en man en luiperd lê albei doodstil, die een met die rosette bo op hom. Larry en Anderson storm nader, bereik die onordelike, bebloede bondel gelyk. En daar begin Luka stoei. Flip en verflaks, kry my onder hierdie dier uit. Hy sommer omgekrap wanneer hy uiteindelik op sy voete is. En wie het vir jou toestemming gegee om uit die bakkie te klim, mevrou Sullivan? En sy wil nog vir hom sê, dankie tog, dat hy nou weer vertikaal verkeer, en dan sou sy sekerlik 'n simpel ding bygevoeg het, soos dat sy regtig heeltemal te veel vir hom begin omgee, om hom te verloor, en dat dit nie lekker sou gewees het, om vir haar pa te moet gaan sê, dat Luka 'n boksgeveg met 'n luiperd verloor het nie, en nou trap hy haar uit. Hy draai na die luiperd om te kyk of die dier nog leef. En gelukkig leef sy pasiënt nog, want hy begin dadelik om die stryk om sy bek los te woel, en al die ander prosedures om te sorg dat die dier weer vrygelaat kan word hierna. Waarskynlik iewers elders, waar daar nie soveel luiperds en diere van sy soort rondbeweeg nie. Jy sal self by 'n dokter moet uitkom, Luka, beduie Anderson. Daai lappe wat van jou skouer afhang, is nie net jou hemp wat stikkend is nie. Jy het waarskynlik 'n lekker krap daar weg. Ek bel die dokter in Skukuza en sê, hier kom 'n pasiënt aan.
En dit lyk so waar, asof Luka vir die eerste keer besef dat hy ook seer gekry het. Hy knoop sy hemp oop en trek die lappe van sy skouer af weg. Lorrie sien hoe hy die naalmerke staan en analyseer, op sy tande byt, oorweeg seker om homself te behandel, selfs teke in te sit, maar toe draai hy na haar toe. Jy sal my bakkie moet bestuur, Larry. Ons moet asseblief gou by die dokter se spreekkamer aanry. Sy trek haar asem diep in, blaas dit uit en sê so kalm as wat sy haarself kan maak. Dit is reg, sal ons gaan, Luka? Jy sal die pad asseblief vir my moet beduie daarna toe. Jy weet seker waar die dokter se spreekkamers is? O ja, verseker weet ek waar dit is. Ek is al meubels in daai bloody spreekkamer. Dit is nie my eerste onder onsie met 'n wilde dier nie, antwoord hy, word vervolg.